Welkom by oefening 2 van trigonometriese funksies. Met hierdie hoofstuk gaan ons net so bietjie eers net na 'n voorbeeld kyk van hoe trigonometriese funksies in die praktyk lyk, want is dit nie maar altyd die vraag, waar gebruik ons hierdie werk nie? Nou as ons na 'n kitaarspeler kyk, spesifiek 'n kitaar en die kitaarsnare, dan kry ons die volgende. Het jy gesien dat die snare vibreer in die vorm van 'n sin of selfs 'n kosgrafiek? Hier is ons weer vir jou 'n voorbeeld dat jy dit bietjie duideliker en stadiger kan sien. Nou ons kan elke drukpunt of fret, soos wat dit in Engels genoem word, gaan opdeel in ons verskillende kwadrante en dan die snaar grafies daarop gaan voorstel. As ons bietjie op 'n ander manier na die nek kyk, sal jy nou sien dat ons elke drukpunt opdeel in die 4 kwadrante. 0 tot 90 is ons eerste kwadrant, 90 tot 180 ons tweede kwadrant, 180 tot 270 die derde en die vierde kwadrant is in 270 tot 360. Natuurlik weet ons hierdie assestelsel gaan ons nou van min oneindig tot positief oneindig, so die kwadrante gaan net in dieselfde formaat herhaal. Ons het ook in die vorige oefening gesien dat 'n skerphoek, theta, lê in die eerste kwadrant. Om die tweede kwadrant te kom, nog steeds met behulp van 'n skerphoek, gaan ons sê 180 minus theta, vir die derde kwadrant 180 plus theta, en in die vierde kwadrant gebruik ons 'n negatiewe hoek, maar ons verwys ook daarna as 360 min theta. Met ander woorde, as ons dan nou 'n singrafiek gaan voorstel hierop, sien ons dat sin is in die eerste kwadrant positief, dink terug aan jou cast diagram, as ook in die tweede kwadrant, maar in die derde en die vierde kwadrant is hy negatief. Onthou nou weer, die positief kom daarvandaan dat die y op daardie stadium, jou y-as positief is, en die negatief verwys na jou y-as, wat dan negatief op daardie plekke is. Ons het ook vlugtig weer teruggedink aan graad 10 werk, waar ons die basiese moederfunksies, of ook genoem die oorspronklike funksies van elkeen van die 3 triegverhoudings voorgestel het. Dis baie belangrik, dat jy hierdie 3 moederfunksies die heeltyd in jou kop moet sien. Jy moet dit bitter goed ken. Die standaardvorm, die moederfunksies of die oorspronklike funksies is waarna baie keer in handboeke verwys word. En dis hierdie moederfunksies wat ons nou gaan transformeer. Ons het na 'n paar belangrike definisies ook al reeds gekyk, kom ons hersien dit net vinnig weer. Eerstens, die periode. Ons gaan die hoofletter P hierso gebruik. Nou onthou, periode word gemeet in grade. Baie belangrik, jy moet altyd grade gaan neerskryf as periode gevra word. Nou wat is die periode weer? Dit is die lengte van die interval waarin presies 1 siklus van 'n grafiek voltooi word. Ons het ook gekyk na definisieversameling, wat die versameling van al my x-waardes is, die waardeversameling wat die versameling van al my y-waardes is. Dan het ons bietjie stilgestaan by die amplitude, die klein letter A wat ons baie keer in die vergelykings gebruik. Die amplitude is die uitwyking of die verplasing vanaf die x-as, oftewel die middelpunt van jou grafiek. Om die amplitude te bereken, het ons gesê dat jy gebruik die helfte van jou maksimum y-waarde minus jou minimum y-waarde. Onthou, A by die tangrafiek gee nie vir my 'n amplitude nie, want 'n tangrafiek het nie 'n maksimum of 'n minimum waarde nie. Die A dui egter aan hoe styl die tangrafiek is. Indien A 'n negatiewe waarde is, dan reflekteer die grafiek in die x-as. Ons het ook gekyk na vertikale verskuiwing. Nou die grafiek verskuif na bo, vertikaal na bo, as die kie in ons vergelyking groter is as 0, met ander woorde, positief. Hy verskuif na onder as kie kleiner is as 0, met ander woorde, negatief.
Vandag gaan ons bietjie kyk na die horisontale verskuiwing. Vir die horisontale verskuiwing gaan ons bestaande vergelykings ietwat aanpas. Ons het nou die p-waarde gaan byvoeg. Wees versigtig, dis 'n klein letter p. So moet dit nie verwar met die hoofletter P wat ons op periode gebruik nie. Nou wat weet ons van horisontale verskuiwing of die klein letter P? Die waarde van P, as die waarde van P positief is, met ander woorde groter as 0, dan skuif hy links. As hy kleiner as 0 is, dan skuif hy regs. Nou hierso is waar jy moet versigtig wees, want dit kan bietjie verwarrend wees. Want as jy na jou assestelsel gaan kyk, dan gaan jy gewoonlik voel as die waarde positief is, dat hy na regs moet skuif, omdat jou as mos na die regterkant positief is. Maar onthou hierso, jy werk altyd met die teenoorgestelde rigting as wat vir jou gegee word wanneer ons horisontale verskuiwings gebruik. Kom ons kyk gou na 'n voorbeeld. Ons begin met die tangrafiek. Nou net gou ter hersiening, die tangrafiek het ons gesien as A positief is en hy word groter, dan word hy steiler. Negatief, dan reflekteer hy en onthou dis by die 45 grade wat ons elke keer die A-waarde kry. Kie skuif die hele grafiek op of natuurlik af as hy negatief is. Vir sin en kosgrafieke het ons ook gesien dat A, die amplitude, as A groter word, dan rek hy uit. As A negatief is, reflekteer hy, maar kan natuurlik ook uitrek. Kie skuif die hele grafieke op of natuurlik af. Jy sal sien die diamante verteenwoordig ons kritieke punte in hierdie geval. As ons nou spesifiek na die p-waarde kyk, dan sien ons as p positief groter word, dan skuif die hele grafiek na links. As die p-waarde negatief word, dan skuif die hele grafiek na regs. Dieselfde geld natuurlik ook vir ons tangrafiek. As p negatief is, skuif die hele grafiek regs, positief na links. Onthou die asymptoot skuif saam met jou tangrafiek. Wanneer dit kom by horisontale verskuiwing, gebeur daar egter ook iets interessants. 'n singrafiek kan ook geskryf word as 'n kosgrafiek. As ons spesifiek na die y is gelyk aan sin x, die standaard of moedergrafiek kyk, dan kan hierdie grafiek as 'n kosgrafiek geskryf word wat met 90 grade na regs geskuif word. So jy sal sien y is gelyk aan sin x is die blou grafiek, terwyl y is gelyk aan kos, die groen ene is wat nou met 90 grade na regs skuif en dan pas hy presies op ons blou sin grafiek. Vir die skets van triegfunksies is daar 'n paar wenke. Eerstens, bepaal die periode van die vergelyking wat vir jou gegee word. Nou onthou, periode, hoofletter P, kry ons deur die standaardperiode van die funksie te deel met die b-waarde wat ons bietjie later by gaan stilstaan. Die standaardperiode van beide sin en kosgrafieke is 360 grade, terwyl die standaardperiode van tangrafiek 180 grade is. Nadat jy die periode bepaal het, gebruik jy nou hierdie periodewaarde P en jy bepaal jou kritieke punte. Onthou, daar is 4 kritieke punte by elke grafiek. Jou kritieke punte kry jy deur die periode te deel met 4 en onthou, dit gee vir ons 'n aanduiding van elke hoeveel grade iets spesifiek moet gebeur. Dan vra jy vir jouself of is daar 'n amplitude of is daar 'n vertikale verskuiwing, klein lettertjie, en dan ook nou, saam met hierdie werk, is daar 'n horisontale verskuiwing, 'n klein letter P. Jy kan gerus na voorbeeld 4 en voorbeeld 5 in jou handboek gaan kyk, wat vir jou 'n bietjie meer inligting en leiding sal gee oor hoe om dit te skets. Kom ons doen een van ons huiswerkoefeninge saam. Ons gaan spesifiek na oefening 2D kyk. Nou hier word vir ons gegee die vergelyking y is gelyk aan minus dan, en dan in hakkies x minus 20 grade.
En ons moet ons spesifiek gaan teken vir die interval minus 70 grade tot en met 200 grade. Eerste vraag, bepaal die periode. Nou, hier het die periode nie verander nie. So my standaard periode van 'n tangrafiek is 180 grade. Wat beteken my kritieke punte gaan wees 180 deel 4, wat vir my gee 45 grade. So elke 45 grade moet daar iets spesifiek gebeur. Ek het sommer dit vir my hier rofweg op die skets gaan aandui. Onthou, dit is nie deel van jou finale skets nie. Dis bloot net 'n gids om jou te help. As ons dan vir onsself vra wat is die amplitude, sien ons die amplitude is steeds 1, maar is 'n negatief 1, wat beteken my hele tangrafiek moet reflekteer in die x-as. So daar is my oorspronklike negatiewe tan x. Nou hier is nie 'n q-waarde nie, met ander woorde hy gaan nie na bo of na onder verskuif nie, maar hier is wel 'n p-waarde. Die p-waarde is minus 20 grade, wat beteken hy moet 20 grade na regs skuif. So deur elke kritieke punt nou met 20 grade regs te skuif, gaan jy maklik genoeg jou nuwe grafiek kan teken, wat gevolglik die swart ene is op die skerm, wat dan nou ons negatief tan x minus 20 grade is. Kom ons gesels deur nog een van die oefening voorbeelde. Oefening 2i gee ons die vergelyking y is gelyk aan sin in hakkies 30 grade min x en dan nog 'n plus 2. Nou iets hierso aan die hakkie is bietjie vreemd. As jy gaan kyk na meeste van die vergelykings wat jy het, is die x-waarde gewoonlik in die eerste plek in die hakkie. So kom ons herskryf ons hakkie dat hy lyk soos wat ons hakkies gewoonlik lyk. Vir dit gaan ons bietjie faktoriseer. Onthou jy tekenverandering? Ons gaan 'n minus uithaal, wat beteken dat my hakkie dan verander na x minus 30 grade. Nou moet jy hierdie x minus 30 grade wat in hakkies is, eintlik sien as een enkele hoek. Met ander woorde, dit is so goed soos jy skryf in die plek van daardie hakkie theta. So daar staan eintlik sin minus theta plus 2. Kom ons dink weer aan ons cast diagram. Sin van 'n negatiewe hoek lê in die 4de kwadrant. En wat weet ons is sin in die 4de kwadrant? Sin in die 4de kwadrant is ook negatief. Daarom kan ons hierdie vergelyking gaan herskryf as y is gelyk aan minus sin en dan daardie hoek wat ons in hakkies het, x minus 30 grade plus 2. So om hierdie funksie te skets, gaan jy jou gewone singrafiek hê, wat rondom die x-as gaan reflekteer, onthou dis 'n minus sin. Die hele oorspronklike sinfunksie gaan met 2 eenhede na bo skuif, die plus 2, en met 30 grade na regs, die minus 30 grade. Probeer nou self, onthou om weer deur die voorbeelde te gaan. Jy mag van die oefeninge met die hand gaan doen en van hulle met GeoGebra, die rekenaarprogram. Geniet dit, fokus mooi, lekker werk.